As hy welkom by nog 'n show van Gooi Kole. Ja, soos kyk na hierdie naweek wat kom, internasionale tennis wat hier in Windhoek gespeel word. Ja, ons sal bietjie later in die show jy en jou span 'n bietjie daar gaan kyk by die tennisbaan, hoe dit daar gelyk. Ja, nee, Andrew, die boys lyk optimistic, hulle lyk excited. Hulle sien vooruit vir die games teen Estland, wat Estonia is, maar Andrew gaan ons meer inligting oor die storie gee in die show. En ons het ook vir Monique du Plessis wat saam met ons op die show gaan wees. Sy is ons braaier, sy gaan saam met my braai. Gewoonlik is dit Patricia wat braai, so julle wonder miskien hoekom het ek die voorskot aan, maar sy voel bietjie under the weather, maar sy is saam met ons. Sy sit net op die job om seker te maak die kos is lekker. En sy vertrou my, sy ken hoe ek operate so. Ek het hier van die kant af gehoor sy sê sy gaan jou judge, maar ek weet nie, jy's die enigste, daar's mos 'n kompetisie, jy's die enigste. Hoe wil jy dit nou judge as jy? Is tough, Andrew. Is tough. Anyway. Ja, nee, soos Monique du Plessis saam met ons op die show, Namibië se onder 23 vroue nasionale kampioen van laas jaar. Sy ren nou hierdie jaar dan nou in die elite kategorie. Ja, sy het vir ons gesê sy kom nou terug van 'n besering af. So miskien nie baie hoë verwagtinge en natuurlik noodwendig vir die nasionale kampioenskappe nie, maar ons sal 'n bietjie later daaroor gesels. En ja, ek gaan dan vir jou weer sien aan die einde van die show. Kom sien my as jy klaar gebraai het. Yes, nee. Ons gaan eens op die job nou, Andrew. Ons maak alles veel na, so vir nou kom ons raak eers besig en ons sien jou aan die einde van die show. Maar kykers, bly ingeskakel en ons is nou terug by julle. Okay, so for this one, we're joined by Ruben Aisel. Ruben, another chance to represent your country once again. You were part of the team last year. Just tell me, from the time we last spoke last year and this year, how do you feel about your progression and how do you feel about your fitness and how ready are you to take on Estonia? I think I'm very ready. I'm feeling the fittest that I've ever been. I think my level has improved a lot, especially over the past few months. I've worked really hard on some specific things, and there's a lot of things I'm still working on that I'm very excited about. But yeah, I think we're very ready. I feel very ready and I feel very fit and ready to go. Okay, cool. Speaking on Estonia, do you guys know much about the opponent and how does it feel to host again at the home ground, having the home advantage? I mean, that definitely played its role last year where we saw the sports minister, if I'm not mistaken, that also came out to watch you guys play. So how does it feel to be playing at home again? Yeah, for sure. It definitely helps having the home advantage. I think also the energy that the crowd can bring, even though we're not the biggest tennis country in the world, I think there's a lot of passionate fans who can bring energy, and yeah, it definitely helps. Every bit helps, especially against a tough team like Estonia. We don't know a lot about them. We know their number one player is a good player. He's I think top 150 in the world, but it doesn't matter. We are used to it, we can handle it, and yeah, we're ready for the challenge. Okay, well, speaking on the team, you guys have a very good, strong team, a good mixture, young and old, like always, having a mixture of a bit of everything. How do you feel about the squad that you guys have this year? I think it's a really good squad. I think it's one of our strongest players in the squad. We have a good mix of experienced players and younger players. I think that really helps younger players to learn, and we have a good chemistry in our team and we all get along really well. So I think that we have a very strong team. We all like each other. We have good energy on the court. Yeah. Okay, before I let you leave, any objectives that you have set out for the tournament, or you're just going to take it as it comes? I think we take it as it comes. We really want to just give our best. Like we love representing our country. It's an honor. We want to show the tennis world what Namibia is made of. Okay, well, good luck with the games, and yeah, see you on the court. Thank you so much. Okay, so for this one, we're joined by a very, very familiar face, Cody van Skalkwyk. Cody played well here last year. Tough competition against, I think it was Japan.
Hong Kong. Hong Kong, sorry, Hong Kong. Tough opposition. But for this one, before we do talk about anything else, we've noticed that your brother won't be with you with this one. You guys won't be playing together. Just tell us a bit about how and why he's missing out on these games. Yeah, thanks. Thanks for having us again. It's always good to see you, Gooi Kole. Yeah, my brother could not come with us. Well, he could not come with me this year. He's playing tennis at University of Baylor in the United States, and they've got two big games this weekend as well, and so they really need him. And so with a sad heart, he had to tell the tennis federation, well, the team, that he would not be able to make it this time, and so we're all very sad about it. But yeah, he's with us in heart and spirit, and he's backing us all the way. And but yeah, we're just super excited as well with the team that we've got, and just to put on a show and represent Namibia here in Namibia. Well, for us Namibians, or for me and my cameraman, we definitely enjoy seeing you play on these courts. It's not a lot of times that we do get to see you on these courts. How has your year been? I mean, ever since we last saw you, just give us a bit of an update of how things have been going and how tennis has been going and how you're progressing, how you feel physically, mentally, where you're at right now. Yes, no, like you say, it's always exciting to come back home and play tennis for Namibia. This year has been great. Since I last saw you guys, we played the Group 3 again in Zimbabwe. We qualified again to come back to Namibia back to back. So that's amazing. And yeah, a lot has happened. Practicing hard, feel good physically, mentally, just ready to battle with the boys, and yeah, have a good weekend. Well, okay, the squad is a bit switched up now. You guys did add one of the new boys to the team. Just tell me, how do you feel about the squad that we do have now, and how do you feel about Estonia? Yeah, so I have to say, since growing up and playing for Namibia since a young age, we all know each other. It's always the same guys, and oh, it's just the bond that we have. It's like we just click so instantly, and so we always have a great time off court, but on court as well. And then yeah, we know some of the Estonian guys. They're a great team, great players. I think their number one is top 200 ATP right now, and he just came from Australian Open, so he's a really good player. But yeah, like I say, once you start playing for your country, it's tennis. At We the end forget of the about day. everything, Yes, no rankings, exactly. nothing like that counts. Yeah. Exactly, and at the end of the day, it's tennis, and we both start at 0-0. So yeah, we're super excited, and Ready to yeah, go. let's see what happens. Okay, well, for the viewers that are watching at home, any message to them to come out? I mean, it's not a lot that we do get to play these big events on the home ground. So, any maybe words for them to come out and just support and make sure that you guys feel like the home support is here? Yeah, well, like Gooi Kole said it first, it's only happens so many times a year. So please, it's Saturday, Sunday. You have no excuse. There's no work. Please come out, support the boys. We do feel it, and we appreciate it a lot. Okay, well, cool. See you on the courts. Yeah, thank you. Okay, so for this one, we're joined by John Erasmus. John, another chance for us to show the world what Namibians are capable of, hosting Estonia here in the home ground, on the home courts. How excited are you for this one? This one's going to be exciting. Obviously, we're up for a tough challenge. We have a pretty solid. We have a pretty solid team, but they also have a very solid team. It's really just going to come down to the day. I think we're very well prepared. I mean, this is just such a big occasion, and like obviously so proud and privileged to be part of the team. As the veteran now in my old but not old age, you know. It's just so special to be part of the team and to see how our youngsters are developing and how we're all coming together as a team. Okay, speaking on developing, you guys do have young lads in your team. Ruben Eso has been phenomenal. Kid is still young.
the young boy himself there as well. But just tell me, what are your thoughts on the boys? How have they been progressing? How have you been seeing their growth in the game? I mean, let's start with Van Schalkwyk brothers. It's obviously great to see Cody. He's still playing a lot. He just graduated college in the States, and he's still continuing his tournament journey and tennis journey. Then we have Connor, his younger brother, who's obviously phenomenal tennis player, and he's doing really well. Absolutely crushing it in the States. Doing crazy things with his tennis, which is really good to see. Then you have Aisel and Nguvi, who are this year just another great addition, and they are local, and it's great to have local guys in the team who can show Namibia physically what tennis is all about here, and it's just it's great to have everyone on the team. Okay, speaking on the team, how excited are you to be part of this team and to take on Estonia in this competition? Training wise, how has it been going, and how do you feel about where you guys are at right now? Good. I mean, it's always a challenge coming from the States with the jet lag, and but I think the first day, just get the jitters out the way, and then we practice like we play, leave everything on the court. That's our motto. That's how we play. We're not scared of anything either. So we enjoy the challenges. We've been preparing really well. Up to this week, we've been making sure that we get the repetitions in and the hours on court, and so far everyone's feeling pretty good. Yeah, well, like I did ask everyone else, it's very important that we do get the home crowd, that we do get the Namibians to back you guys. I mean, home crowd does give that extra 5% or whatever it could be, but just for the viewers, just maybe a message as to why they should come out in numbers and make sure that the support is felt here as we take on Estonia. Of course. Yeah, guys, just want to say, this is a great privilege and an honor to play here in Namibia. If you can come and support, that would mean a lot to us and mean a lot to our development here in Namibia. As always, we'll make sure that we put on a good show. We'll give 100% no matter what. And so that's our guarantee. But as always, again, just want to say thank you so much for all the love and support throughout all the years. This is just another one that we're up for, and we hope to see you here. Well, there you have it from John Erasmus, guys. Good luck. Thank you, man. Thank you. Okay, so we're joined by Nguvi Hinda. Nguvi on Sports Rap, courtesy of Mariette. We've seen your face a lot. A lot of Namibians know you, a good tennis player. But just tell me, Davis Cup, part of the team, how does that feel? How excited are you? And how ready are you to represent your country on this level? I'm actually very excited. It's been, I think, 2 years since the last time I played for Namibia. So it's been a rough journey. Injuries, my form. So coming back now, being a part of the team, it feels really great, man. Okay. Well, look, like you said, 2 years lost since you represented the country. Yeah. That means you're back. That means you've been putting in the work, and the results have been speaking for themselves. And here you are back here again. So just tell me, over the past, let's look at the past 8 months. How have you been progressing? How do you feel about your tennis? What do you feel like you've been doing different now compared to the past 2 years that you haven't been part of the team? I think the last 8 months, I've been putting in a lot more work. I've been changing my diet a little bit, more fitness, more hours on the court. Been a very tough journey, but it's something that I've loved to do because to get my level back to the way it was, or even a bit better right now. So even to represent my country, even at a better level, feels like really great to me. To be fair. Okay, looking at the team, how excited are you to be playing with these boys? I mean, we coming, just getting here, we could already feel the chemistry that you guys have going on, and ahead of Estonia. Yeah, how does the chemistry look, and how excited are you for the competition against Estonia? I understand one of the players that's coming is probably ranked in the top 200, coming from the Australian Open, probably bringing a lot of that experience to Namibia as well. But yeah, just give us a bit of a run through on that. So the chemistry of the team is very lovely this time. We've been spending a lot of time ever since they landed. So it feels like family again. So last year I wasn't part of the team, but this year I am. Still feels the same, like as 2 years ago. So that's also pretty good. Also, the player of Estonia, I mean, he's also just a human being as well. Yeah. He might be ranked so high, but every player has his day. And if we do play with our conditions, we do know that we're better than them. So he can come here, be a top 200, but we can still go and beat him, man. I believe so. I love it. I love the confidence. Yeah. Looking at, before I let you leave, home advantage, how big of a role do you think that's going to play for us? I think if the crowd comes up and actually gets into their head, I think we might have a big advantage in that regard.
Also, yeah, I mean, this is our country. It's very hot. I don't think they Oh. understand the heat as we do. Don't. so, so yeah, I think we have advantage with that as well. So. Okay, well, anything else for the viewers that are watching at home, for your family, for your friends, the people that love tennis, just to maybe give them words of encouragement as to why we need all of them to come out in numbers and just give you guys that supporting that you need? I mean, if you guys do come out, we'd love it so much. As soon as you guys can come up and fill this place, we'll feel the energy, we'll feel the love, and I think that'll just give us that little bit of confidence, that little bit of boost that we need, just take us over the line. So please come through on Saturday and Sunday. We'll be here. Okay, well, guys, there you heard it from Guvi Inda. Okay, Thank good you. luck. See you on the court, bro. Taking flight has never been easier. Paratus is introducing Sky-Fi internet packages with speeds that will have you reaching for your seatbelts. Starting from $500 Namibian excluding VAT per month, with speeds reaching up to 10 megabits per second. There's even a prepaid option where you can top up your Sky-Fi internet for just $15 Namibian per gigabyte. No contracts, no fuss. Visit your nearest Paratus branch to find out more. Or go to paratus.africa/Namibia to sign up online. Always prepared, Paratus. Wild and free, so feels so sweet, makes me feel like En welkom terug kijkers, ons is terug met een nieuwe episode van Gooi Kolle. My gesig is julle nie gewoond om hier te sien by die braai area nie. Is gewoonlik Patricia wat hier betrokken is, maar vir vandag staan ek maar bietjie in vir haar, maar ek is confident ek en Monique gaan 'n goeie job doen. Monique, hoe gaan dit met jou? Goed met jou? Nee, baie goed. Oké, ons het gehoor wat ons moet maak. Ja. Dit klink bietjie nie baie complicated nie, maar dit klink bietjie soos 'n challenge, maar ek voel ons het hom. Maar hoe voel jy oor wat ons maak? Ja, ek sien uit vir hoe dit gaan uitkom, maar ek is seker ons sal dit regkry. Okay, Patricia, ons sal jou nie disappoint nie. Ons sal seker maak ons deliver. En Andrew, glo my, dit gaan baie lekker wees. So, okay, voor ons begin met ons werk, vertel my 'n bietjie laas jaar vir jou. Jy het 'n besering gehad, groot besering. Vertel ons 'n bietjie hoe dit gebeur. Wat het daar gebeur? Ja, laas jaar was 'n moeilike jaar. Maar aan die einde van die jaar ongelukkig het ons Snap ek en rasper. Wat moet ons nog doen? Rasper en wat? Is dit rasper vir nou? jy moet mins spice. Okay. Ja. Okay. O ja, is waar. Okay, ja, so laas jaar? Ja, so ons het by World Champs. Ons was reg, ek was 'n maand voor die tyd het ek Rwanda toe gegaan vir 'n training kamp. Okay. 'n maand voor die tyd. 'n maand voor die tyd. Ja. Okay. En toe 'n dag voor die time trial het ons activation gaan doen. En toe slat my voorwiel 'n klip op 'n Daniel en toe breek ek my elleboog. Maar toen gaan ons dokters toe, sê hy vir my, nee, alles is okay, jy kort die ekstrale nie, niks. Is dit? Okay, So- dit was in Rwanda. Dit was in Rwanda. Okay. Toe loop ek vir 'n week met 'n gebreekte elleboog en ek het, ja, Jo, okay. ek het die time trial het ek gemis want ek het gesê, okay, wel kom ek rus dit net 'n bietjie. Want hy is nie gebreek nie. Ja, hy sê gebreekie, so kos rus hom maar net 'n bietjie. Maar hoe het dit gevoel? Het jy nie gevoel hy's gebreek nie? Het jy gevoel Hy hy's het fyn? reg deurgebreek. So ek bietjie ongemaklik gevoel Okay. en hy was bietjie blou en geswel. En toe die road race toe sê ons, okay, wat ook al gebeur, ek moet net ten minste start en dan kyk ons hoe lank kan hy hou. Okay. Toe hou ek so 2 laps. Toe Daar is met 'n ek gebreekte elleboog. ja, Dis crazy. en Dis crazy. ons het op kobbels gery, so Okay. daai was die great team. O van Ja, okay. so toe maak ek dit klaar nie. So ja. Wanneer het jy dit gevind? Hy's actually gebreek. Toe sê ek maar die ding is nog steeds soos die hele arm was blou en geswel. Toe sê ek hierdie is nie reg nie. Hierdie is regtig nie okay nie. Da. En da. toe kom ek het die Sondag geland, Maandag gaan ek vir ekstrale, Dinsdag was ek geopereer. Jo. So quicks. Ja.
Oké, nou, wat was die dokter in Rwanda se storie? Ken jy nie dokterskap nie? Oké, is hy nie 'n goeie Ek dokter weet nie? nie wat daaraan gaan nie, maar Of miskien moet jy eintlik die hele arm afbreek voor jy kan sê net gebreek. so op af kant toe en sê nee, is okay, niks You're is fine. fout nie. Jy's alright. Jo, oké, maar nou lyk vir my jy is back to 100. Jy kan die arm gemaklik gebruik Ek's nog is nie dit 100% nie. Oké. Maar ja, want ek was vroeg Januarie het ek gegaan laat hulle die skroewe en plaat uithaal. Klink seer. So was seer. Klink baie seer. Oké, skep bietjie hierdie kant toe. En Oké. toe is ek 'n week van die fiets af. En toe begin ek eers weer op die treine rustig ry. Oké. En so ek's nou eers weer 2 weke wat ek buite op die pad. So. 'n week so. en 'n half eintlik. Oké, maar hoe so fix dit? Is dit Ja, dit moet dis wees is wat of- ek wil hê. Dit moet wees nie, Oké. maar ja, dis alright. Oké. Nou, hoe gereeld is jy betrokke in die kombuis? Like, hoe often help jy uit met kos maak en daai tipe goed? Ek bly nou in Suid-Afrika op my eie, Oké. so ek moes maar vinnig leer Om om my eie Om jou kos te maak. Ja. Oké, hoe lyk jou kom ek sê jou daglikse meals? Wat maak jy vir jouself? Okay, in die oggend is dit maar die basic pap. Eggs. Pap, oké. Ja. Die cereals. Mhm. En dan soos voor 'n race is dit obviously oats en so. Oké. En dan is dit in die middag ietsie net vinnig of soos wat ons die vorige dag gemaak het. En dan in die aande is dit gewoonlik soos die groot kos soos pasta. Help jy uit met die pasta Ja. maak en die Ja, ek help met 'n pastaatjie. Ek is lief vir 'n ou pastaatjie. en die pasta is baie lekker. Oké, so kykers, is aan vandag, maar soos ek gesê het, hierdie resep sal ons later hier bysit, maar vir almal wat wonder nee, waar kan ons Patricia se lekker resepte kry? Patricia kook lekker kos. Ek sal Ja, ek het al gesien. Jy het sy- al. Oeh. Jo. Last week se episode almal het ook gesien. Ons het croissant stuffed. Was 'n lang naam. Julle ken dit altyd complicated name. Maar vir dies wat altyd wonder, waar kan ons die resepte kry? Hoe kan ons hierdie kos maak? Hier is die booklet. Hy's available op ons chatbot. Die nommer is 085 785 6231. Die nommer is geëmbroid in my kop. Ja, wat dis die nommer? So as jy die boekie soek, kan jy definitief op die WhatsApp nommer gaan. Text net #gooikolle. Dan kan ons vir julle die boekie. En daar's ook 'n lekker kompetisie aan die gang, maar ons gaan 'n bietjie later van hom praat. Vir nou, prep ons is klaar, maak ons kos gereed en ons check julle nou. Daniel Young. Ons is hier so in die Dome, Swakopmund MTC Dome. Yes. Vertel ons 'n bietjie wie jy is, hierso by die Dome en ook in Namibiese sport. En ons wil ook 'n bietjie vir ons kykers 'n bietjie vertel van die Dome. Dit is oorspronklik vir sport gemaak. Wat se tipe sport word hierso aangebied? Wat kan julle handle? En hoe belangrik is die Dome vir sport, plaaslik en nasionaal? Alright, so soos jy sê, my naam is Daniel Young. Ek is die General Manager vir High Performance Sport hierso by die MTC Dome. Ek is maar ietsie van alles in Namibiese sport. Soos ek sê, ek bestuur die Dome se sportgedeelte. Ek rig sprinters af, para en gewone atlete. En dan doen ek dit wat die sportindustrie nodig het. Die Dome homself, ons kan enige sportkode in Namibië diens. Ons behuis om en by 14 sportkodes op 'n daaglikse basis. Maar ons kan ons indosente maak net wat jy nodig het vir om te wees. Ons het al die Afrika Netbalbeker hierso gehad. Ons het al wêreld qualifiers vir Indo Hockey gehad. Ons doen die Afrika Inline Hockey Cup elke jaar. Ons het letterlik gister het ons voedsel hier gehad.
waar Namibië en Libië teen mekaar gespeel het. So ons kan regtig die Dome enigiets maak wat jy wil hê moet wees as dit kom by sport. Ja. Ons het byvoorbeeld het ons Easter naweek het ons die Suider-Afrika telekommunikasie spele wat alle Suider-Afrika lande wat in telekommunikasie is, gaan teen mekaar meeding. Dis nou jou Telkom, jou MTC, jy weet daai besighede in Suider-Afrika en dit gaan 9 sportkodes binne in die Dome wees en dan 3 buite die Dome. En dit gaan alles op een naweek plaasvind. So ons kan regtig die Dome enigiets maak wat jy wil hê moet wees. Ek persoonlik dink die Dome speel 'n baie groot rol in wat ons in Namibiese sport wil bereik. Die grootste ding huidiglik is dat ons sport wil professioneel maak. Ons is die enigste geakkrediteerde en geregistreerde high performance center in die land op die oomblik. So ons werk baie nou saam met die Namibiese Sportkommissie om te help verseker dat die Dome nie net vir Swakopmund beskikbaar is nie, maar vir die hele land. Want dit is ons idee. Ons wil met die land werk, ons wil nie op ons eie werk hê. Want ons land is te klein dat ons in silo's moet werk, jy weet. En die feit dat die president ook raak sien dat sport nou die aandag kry wat hy moet kry, dat sport nou as 'n belangrike ekonomiese contributor gesien word, is vir my 'n baie groot ding. En so ons is regtig net hier om saam met die land te werk. Net 'n interesting fact. Iemand het gespot of nie gespot, soort van 'n grap gemaak en gesê die Dome is een van die geboue op die planeet wat 'n mens van die maan kan sien, van die spys kan sien, omdat dit so groot is. Yes. Het jy enige dimensies? Jy weet wat? So waarin ons nou staan is 'n 6000 square Dome. En dis nou apart van die gebou homself. Die gebou homself is 6 vloere waarin ons mos nou verskillende besighede huis. Ons het 'n kommersiële gym, ons het 'n 2-vloer konferensiesentrum, ons het 'n hotel. Ons het 'n swembad binne in die Dome. So die Dome kan enigiets vir jou wees wat jy wil hê moet wees. Excellent, Neil. Baie dankie en voorspoed. Baie dankie. Taking flight has never been easier. Paratus is introducing Sky-Fi internet packages with speeds that will have you reaching for your seatbelts. Starting from $500 Namibian excluding VAT per month, with speeds reaching up to 10 megabits per second. There's even a prepaid option where you can top up your Sky-Fi internet for just $15 Namibian per gigabyte. No contracts, no fuss. Visit your nearest Paratus branch to find out more. Or go to paratus.africa/Namibia to sign up online. Always prepared. Paratus. Maar ek het voorreg om kole te gooi in die Kaap. Ons hoor die duwe koerie in die agtergrond. Ek weet nie of almal dit kan hoor nie. Die is 'n bietjie geluide rondom ons. Ons sit natuurlik buite, maar dit is wat is. Ons is in 'n besige omgewing. Ja. Maar ons is nie te besig dat ons kan sit en kole gooi nie. Maar hoe is jou naweek? Goed. Was daar dan 'n vuurtjie wat gebrand het? Baie sport op die televisie gewees. Ja, ek moet vir jou sê dankie tog ek vir jou nou nog nie so hier van my voorkop af want ek het moeg geraak met al die sport wat op die kassie was. Maar so nou en dan het ek net die fokus van die televisie af na die Kalahari televisie toe geskuif en net gekyk op brand die harde koolhout. En dan so nou en dan het ek geontwater gevoel en moes ek weer rehydrate met 'n goeie Namibiese kraanwater of natuurlik heerlike soetwyn. Heerlike wyn. Ag, hier is 'n rosetjie van Laborie. Ek was nou reg by Laborie. Dis een van die mooiste plekke in die Parel. Die wat nog nie daar was nie, as jy oor die Kaap besoek, gaan Parel toe Laborie. Ry die Parel net in die linkerkant, dis daar onder die Taalmonument. Is pragtig mooi. Daar's 'n stoep, kyk 'n stoep. Jy moet 'n stoep hê. As jy net op 'n stoep kan sit, en die wêreld so kan kyk, dan sê jy in 'n goeie plek. Ja, jy het net die woord stoep toe wil ek myself gemaklik maak.
Maar dis Laborie en ons gaan net praat oor Laborie. Hy gaan lank terug. Hy 1600s, hoor ek. Ja, 1691. Dis al Dit lank was terug. ek is so rukkie na dit gebore. Ek wonder net of ou Jan een van hulle eerste kliënte was. Ja, ek kan weet Jan van Riebeeck. Hy het seker Ja. dan Wessel seker so 3 dae se dagreis gewees het om van die kasteel af in die Parel uit te kom. As hy dors genoeg was, want hulle het 1698 het ek raak gelees. 1698 is die eerste keer is daar druiwe geplant. Die Franse Huguenote natuurlik, toe het hulle begin wyn maak. So hulle het iets raak gesien daar wat hulle herinner het aan Frankryk. En nou nog, as jy nou nog in die Kaap kom, Franshoek, Parel, Stellenbosch, Wellington, al daai areas herinner eintlik aan die Franse platland. Maar Laborie, so ons kan dit ten styfte aanbeveel. Hierdie is 'n rosé en ja, hy staan maar lekker en ons op 'n stadium met ons hom geproe ook. Daar's lekker vrugtegeure wat uit hom uitkom. Ja, ek is nou meer, my palet is nou nie so gesofistikeerd nie, so ek hou van die kleur, ek hou van die etiket van die bottel, ek hou van hoe hy lyk in 'n glas en hoe hy lyk voor 'n vuurtjie en alles, maar daar is 'n nasmaak van arbeid wat ek optel. En dit is my baie lekker. Ja, regtig baie lekker. Ja, weet en as mens dit proe, dan moet jy jouself vertrou wat jy eintlik proe, weet die wynmakers het 'n kuns daarin, maar ek sien hulle sê agter op die bottel ook, so die wat daarvan hou, hulle sê tot Turkish Delight. Turkish Delight, so dit wil gedoen wees. So die wat van Turkish Delight hou, verseker dit is 'n Laborie rosé, ten sterkste aanbeveel. 'n Goeie plaasvervanger vir die sjokolade. Ja, dit kan goed wees. Ja, goeie rede om nou meer van hulle te verorber amper. Maar ek is also van die wyn aanbeweeg na die sportveld. Die afgelope naweek hoogtepunte was daar baie. Daar was rugby hoogtepunte in die Bulls indrukwekkend en die Lions. Dit was indrukwekkend 52-17 en dan die Sharks ook indrukwekkend en die Stormers vir 2 keer 'n ry. En so Suid-Afrikaanse rugby gesond, nee, goeie rugby. Ja, daar's sekere uitslae waaroor ek minder wil gesels as ander, maar ek dink give credit where it's due. Ek dink wat die Sharks besig is om te vermag en te gewys het dat die eerste oorwinning hier in Kaapstad was nie net 'n gelukskoot gewees nie, hulle kan dit herhaal. Hulle wys dit. Die Bulle is besig om hulle seisoen baie vinnig om te draai. En ons het al baie keer gepraat en gevra, is die Europese oorwinnings, daai 2 wedstryde na mekaar die draaipunt vir hulle gewees? Dit wil vir my lyk asof dit dan was. En by die Sharks asof die draaipunt dalk nou by die Stormers was. Ja, absoluut. En dit is nou 'n paar weke wat hulle gaan rus. Dit is maar goeie momente vir die Bulls en hopelik kan ons sommer al 4 spanne daar in die top 4 gaan moeilik wees. Daar gaan waarskynlik nog 2 moet uitval. Maar ten minste 2 dalk 3 in daai top 8 kan inkry, sal briljant wees. By die rugby net vinnig bly. Dis die 6 nasie wat begin. Dit is internasionaal. Dis natuurlik die beste van Europa. Begin sommer al in die middel van die week. So dit is lekker die naweek se rugby soos daarna kan kyk. Engeland teen Wales. Gaan seker dan 'n bietjie te sterk wees en dan Italië speel teen Skotland. Dis die ander een Saterdag. So Saterdag 2 lekker wedstryde ook. Ja, ek moet vir jou sê die Skotte sal my gunsteling span wees teen daai wedstryd of in daai wedstryd. En ek dink Engeland gaan net te veel skietgoed hê vir Wales. Die 6 nasie het 'n ryke geskiedenis, Mike, en dit is deur die jare wat dit baie lekker was om te kyk. Baie kompetering, so ons gaan kyk hoe dit is. Ek wil 'n bietjie Laborie ook aanstuur vir spangees en motivering. Waar ons die Laborie kan gebruik en die vuurtjie lekker kan aansteek is cricket. Kyk, 'n T20 cricketwedstryd, dis nou van Namibië en Suid-Afrika. Lekker om te sien. Proteas en Namibië speel in die T20 wêreldbeker wat nou begin. En dis nou om die draai, dis nou op ons. So die eerste wedstryde begin hierdie week. En dan Namibië, Nederland. Suid-Afrika, Proteas teen Kanada, dis die eerste wedstryd. Ja, die 7de Februarie is die eerste bal wat afgesteek gaan word vir die T20 wêreldbeker. 2 Afrika lande wat in hierdie wêreldbeker is. Ek moet vir jou sê, ja, almal blaas nou so 'n bietjie die Proteas lig in hulle seile en ek weet nie of 'n ou kan regtig gaan volgens die SA20 standaard wat gehandhaaf is. Nie baie goeie cricket wat ons daar gesien het. Individue soos Quinton de Kock wat baie goeie cricket weer gespeel het. Hy het ook gewys in hierdie 3 wedstryde wat hulle nou teen Windies gespeel het, dit opbou van die T20 wêreldbeker. Ek weet nie of 'n ou iets daarin kan lees en moet lees nie, maar die Proteas lyk baie goed. Namibië, hoop hulle kan daai wedstryd wen. Dit is 'n broodnodige wedstryd vir hulle. Of eers is Nederland. Nederland. Dit is 'n broodnodige oorwinning vir hulle. Ja, verseker. En ek hou dat Gary Kirsten, hou van dat Gary Kirsten help as konsultant. Hy ken daai golfpaaie. En 'n belangrike ding van die golfpaaie net, ons is gewoond aan Sri Lanka en Indië se golfpaaie wat baie draai. Maar hulle doen dit as jy teen Sri Lanka of Indië speel. Dan berei hulle dit voor vir hulle. Maar toernooie, internasionale ICC toernooie maak hulle dit so plat soos hierdie tafel. Dis golfersvriendelik, hopelik. So hopelik is dit nie so 'n stowwerige blaaie wat hopelik en dit is die 20 kan enigiets gebeur. Die een wat ons wel weet is dat ons is gemotiveerd, ons is spangees, ons gooi kole, ons steek die vure aan, Namibië se hout, Namibië se kraanwater en dan Boland se wyn. So dis ons kombinasie vir die cricket. T20 is net lank genoeg dat jy so 'n Laborie
saggies so kan oopmaak en 'n vuurtjie kan knetter in die agtergrond. Dis dan belangrik. Miskien kan jy een laborie vir elke kolfbeurt hê. Net in geval jy Ek dink twee dit is van nodig het. kardinale belang dat jy die hele T20 wedstryd albei jy kan nie eensydig wees nie. Nee. Jy sal moet handhaf. Want ja, dis nou goed ons ondersteun jou terwyl jy kolf, maar ons wil jou dan ondersteun terwyl jy veldwerk ook doen. So dis van kardinale belang dat jy beide ondersteun. Verbrands, dan moet jy net nie gaan rondry daarna nie, maar absoluut 'n voorreg, lekker kolle gegooi en ons skreeu hard hierdie kant veral van Namibië daar teen Nederland en dan natuurlik die Proteas cricketspan teen Kanada sterkte manne. Ons sal selfs weer volgende week. Groete. Taking flight has never been easier. Paratus is introducing Sky-Fi internet packages with speeds that will have you reaching for your seatbelts. Starting from $500 Namibian excluding VAT per month, with speeds reaching up to 10 megabits per second. There's even a prepaid option where you can top up your Sky-Fi internet for just $15 Namibian per gigabyte. No contracts, no fuss. Visit your nearest Paratus branch to find out more. Or go to paratus.africa/Namibia to sign up online. Always prepared. Paratus. Okay, so ek dink die swaar gedeelte is klaar. Of wat dink jy? Ek dink ook so. Ons was veilig met die pasta, niks het gebreekie, lekker gestaf met kaas en mints. Ons het sriracha chili wat ons bietjie gaan opgooi. Ons is baie excited. Maar voor ons aangaan, daar's 'n kompetisie aan die gang, 'n lekker kompetisie vir al die lovers daarso. All the lovers out there, ons het 'n lekker kompetisie vir julle. So wat gaan gebeur is, daar's 'n special by Shoprite en Checkers, 'n Valentine special. So as jy enige iets van die specials koop, twee van die specials of ja, die detail is so in die lane. As jy dit koop, vat jou tailslips, neem 'n foto, stuur hom op 085-785-6231 en dan staan jy 'n kans om 'n voucher te wen vir R1000. Net nie vir jou nie, vir jou en jou partner. So elke $1000 elk. So julle kan Shoprite toe gaan, bietjie gaan shopping, maar maak seker julle deelneem in die kompetisie. Like I said, that's Valentine special, so gaan Checkers toe of Shoprite gaan check wat hulle het. Ek ken daar's klomp goed, ek verstaan daar's chocolate, ek het gevra gister, daar's pap as jy wil papi, maar daar's klomp goed daar beskikbaar. So, kry twee van die items, neem 'n piek, stuur hom op die nommer wat ek nog genoem het, 085-785-6231. Staan 'n kans om 'n voucher te wen vir twee mense, R1000 elk. Jy en jou partner kan Valentine's Day lekker geniet. Julle kan Shoprite toe gaan shopping, 'n dinner date by Checkers. Kan dan mens dinner date by Checkers doen. Dink jy so, ek dink dit is net spaar miskien, maar okay, dis 'n storie van 'n dag. Terug, cool. Ek dink ons gaan hulle nou opset. Yes. Wat dink jy? Okay, Cool, ons sit kan er hulle al. op. Nou, vertel my bietjie. Cycling, nee? Yes. Wanneer het jy besef dat okay, cool, die 'n sekere sport wat ek kan ernstig vat is ek kan hom professionalize. Ek kan 'n ernstige ryder raak. Wanneer het die passie gekom of wanneer het jy die passie bevestig ja? Daai was nog altyd eintlik die droom gewees vandat ek al baie klein was. Okay. En toe ek 'n kans gekry het om saam met die UCI span in Frankryk te gaan reis, toe besef ek, wow, mens kan eintlik verder gaan met die. En toe vat ek dit net jaar vir jaar en toe kry ek nou laas jaar 'n kontrak by 'n Suid-Afrikaanse span, 'n professionele span. Okay. En ja, Hoe's dit met die span? Is it nice? Geniet jy dit? ja nee, ek love it. Is it a different ball game compared to racing wat ons gewoon anders hierso? Ja, maar ek dink dis net omdat daar's baie meer geleenthede daai kant en daar is net baie meer mense wat dit doen daai kant.
So ja, dis net beter om daai kant te reis. Apart van die Ellenboogse spasering, het jy nog ander freak accidents al gehad met 'n bike of was dit die ergste? Dit was die eerste keer wat ek 'n been gebreek het. Ja, okay. So, nee, ek was al 2 keer gestamp met 'n kar, maar Ah? maar Ja, dit net was 2 keer met 'n kar gestaan, nee. 2 Okay? keer. Jo. Maar dit was die ernstigste besering wat ek al gehad het. So die kar het ook nie veel gebreek nie. Dit was 'n ou oomie in Frankryk. Okay, En hoe hy dit het net- gebeur? Hy het net Was hy gesê, die hy eerste het my nie ongeluk, okay? gesien nie. Hy het my nie gesien nie. Okay, maar hier is gemaklik om fiets te ry in Frankryk. Ja. Was dit competisie-wise of jy net Nee, bietjie gaan ons het net gaan oefen Aha. en toe kom hy van so 'n kantpaadjie af Ja. en toe stamp hy my van die kant af. Toe ry hy my net Toe sê jy wat? Sorry, I didn't see you. Maar hy is iets so 87. Oh, ek is like 'n ou man. Ja. Okay, en die tweede keer? Die tweede keer was net 'n taxi in Johannesburg. Wat Okay. net vir my inge... Boom. Ja, maar jy ry gemaklik in groot plekke jou. Wat het hy gesê? Sorry. Nee, hy het net aanhou ry. Ah, aanhou dit is dan ry. crazy. Okay, maar die feit dat jy sulke accidents al gehad het, as jy in 'n groter dorp of in 'n besige plek moet ry, is dit nie iets wat jy plan nie of is dit iets wat jy aan dink nie? Like, is it just like... Dit is nog steeds soos triggering, soos dit vat 'n tydjie om weer soos gemaklik te raak om tussen karre en so te ry. Ja. Maar ja, dit bly maar nog steeds in jou agterkop. Dat is daarom crazy. Dit net gebeur. Okay, hoe lyk die jaar vir jou so hierdie jaar? Aangesien jy nou besig is met recovery, besig is om jou fiksie te kry waar jy hom soek. Wanneer gaan jy terug Suid-Afrika toe? Ek gaan na die Nedbank Cycle Challenge. Wat hierdie naweek is? Nee, is volgende. Nee, Is dit- 2 weke. 2 weeks from now, Andrew, when is it? 2 weeks. Dis nou nationals. Oh, no, it's nationals. Ja, okay, so jy gaan eers na? ja. Na die Nedbank Cycle Na die Challenge. Nedbank Cycle Challenge. Yes. Ons het laas jaar deelgeneem in Andrew in die Nedbank Cycle Challenge. Vir 20 Ks. Hierdie jaar is ek nie seker die dokter het gesê die hamstring. 60 Ks die jaar. Ah, 60. 60. Ek Jy kon nie moet upgrade. Ja, maar ek kon nie 20 klim maak. Ek het gesukkel met die 20 hè. Okay, Ek het dalk gesukkel hou met die ons 20. vir die 20. En ons het met mountain bikes op die pad gery. Is dit like hoe dit moet wees? Is dit 'n mountain bike wat jy op Jy die kan nog road steeds, racing? jy kan dit nog steeds. Ek het gevoel die ander ons het advantage gehad van almal net verby kom gly. Dit is vinniger, maar dit is nog steeds alright. Okay, dan gaan jy terug. Ja, dan gaan ek terug. Dan gaan ons eerste groot reis is die Cape Town Cycle Tour. En dan het ons nog 'n toer aan die einde van die maand. En dan is ek nog nie seker nie, maar ons beplan om Spanje toe te gaan. Spanje toe te gaan, om te gaan reis nou. Ja, daai kant te gaan reis. Okay. Ons gaan vir 'n advertensiebreek. Ons is amper klaar met ons goedjies. Kan jy wat maak ons nou? Voor ons gaan, sit net vir ons 'n bietjie sriracha op en dan Die sousies. ja, ek ken Patricia ook van chili, so Patricia sê net kan ons chili opsit. Andrew sê net kan ons ook chili opsit. En kom ek op, dan kan jy net Dan inmeng. Kyk kijkers, is Annie so. Ons is nou terug by julle relax. Ons was by die kes, ons was by die ons in die Kaap, die ons is rustig, almal is kalm. Maar ons mag ook klein so en ons is nou terug by julle.
So terwyl ons nou fietsry praat, ek dink wat nou tot gebeur het tot op hierdie stadium was seker nou min of meer die opdraand. So ons is seker nou min of meer reg vir die afdraand. Ja nee, ons almal is nou locked in en gereed om Maar die fietsryers kan seker vir jou vertel. Die fietsryers kan seker vir jou vertel, 'n afdraand kan ook gevaarlik wees. Jy moet weet wat jy doen. Ja, dis ongelukkig waar die ongeluk gebeur het. Ja, nie net met jou nie, ook met 'n paar ander fietsryers hierdie week wat saam met ons, van die Mabisa mense wat daar in Rwanda was, ongelukkig nie klaar gemaak het daai reisie, ja, bietjie teëspoed gehad. Maar ja, ons is sien dit lyk lekker. Goeie werk. Dink jy kan vandag vir 'n bietjie vroeër huis toe gaan. Yay, dankie. Okay, Monique, vertel miskien vir Patricia wat alles ons gedoen het om alles bymekaar te kry. Asseblief. Almal het gewonder Patricia gaan nie vandag op die show wees nie, maar dis nie 'n show sonder Patricia nie. So, sy is saam met ons aan die einde, net om seker te maak sy proe wat ek en Monique bymekaar gesit het, maar laat weet dan net wat dit ons gemaak hierso. Okay, so ons het die mince gemeng met die kaas en alles. En toe druk ons dit in die wat is pypies? In die pasta. In die pasta. Ja, kom ons sê pasta pypies. En toe staf ons dit en toe sit ons die bacon om. En toe druk ons die tandestokkies deur laat dit vas aan mekaar is. En toe sit ons dit op die kolle. Ek het gesien julle het bietjie ge-improvise met die sous. Ons het hom ge-evolve, ons het hom ge-upgrade of wat is die regte woord? Maar is letterlik ons het die chef's kies Dis die bygesit. Ja, die secret touch. Die secret touch. Wel, Brian, ek is bly om te sien jy kan step for step instructions volg. Is goed om te Ja, nee, eintlik, ek is fokus. Ek kan. Ek is baie nuuskierig om te proe hoe dit proe. Maar Okay, ja, julle kan lock in. Met my smaak lekker. Hy lyk Ons lekker. is confident hy smaak So, lekker, ja. Monique. So ek sal sê Perry, jy kan die eerste miskien vir ons vat Ons like deel Andrew gou proe. hierdie uit. En dan ons wat die master chefs was al maar eers vir julle wag en dan proe ons maar as julle klaar geproe het. Ons wil eers hoor. Ons wil eers sien die reaksie. Okay, ek soek hier enetjie wat so lekker dat die kaas nog so bietjie Suzy, so jy enige spesifieke ene? Nee, wat gee maar een wat naaste is. Okay. Monique, ek het nou die resep gekies wat jy en Brian aangevat het. Maar as ons nou vir jou gevra het in die begin, wat wil jy braai? Wat sou op die kolle gewees het vandag? Definitief 'n stukkie steak. Dis my gunsteling. Dink jy kan verkeerd gaan met 'n steakie? Want jy hoef nie baie te doen met 'n steakie. Sout en peper om, so lekker medium rare is. It's all about the side dish met 'n steak. Yes, I prefer lamb choppy. But a steak is also very perfect on the grill. Okay, so voor ons vergeet Andrew, vertel 'n bietjie die kykers wat het ons aan die gang hierdie naweek. Ja, Monique is ook betrokke hierdie naweek. Die nasionale fietsrykampioenskap, Vrydagmiddag die tydtoets en dan Sondagoggend is dan die padraces. Julle gebruik 'n nuwe roete seker. Ek dink julle het al tevore hierdie roete gery op National Sea. Hoe voel jy oor die roete? Julle het ons seker al 'n bietjie deurgekyk. Ek is baie opgewonde vir die naweek se roete. Ek is bly dat dit uiteindelik iets anders is want ons het nie baie opsies hier in Windhoek nie. So ja, opgewonde. Op die lughawe pad, die nuwe lughawe pad meestal. Ja. Okay, nee goed, so jou eerste jaar in die elite groep, hoe voel jy daaroor? Dis nou nie 'n great begin vir my nie. Maar ja, ek gaan dit maar net vir training gebruik. So ek het geen verwagting of so ons kyk maar hoe dit gaan. Okay, nee, great. Ja, so verder wat die naweek betref, is daar ook skoolatletiek. Ek dink Windhoek Hoërskool het hulle huiskompetisie daar by Vegkopstadion, so die Kandidoot, Swartak en Waggebietjie. En Windhoek Afrikaanse Privaat Skool het ook hulle huiskompetisie atletiek by Affies Park sekerlik hierdie naweek. En julle het geraak aan die tennis deur die show het ons die Davis beker mans tennis wat nou maar weer teen Estonia speel of in Afrikaans Estland. Estland. Wat? Afrikaans is just an interesting Ja. language. You gotta love it. Special. Ek wou die reels gemaak het. Ja, ek dink dan sal maar verder die gewone NPL wedstryde en die vroue sokker en so aan. Okay, Andrew. Sê jy message, proe eens hom. Hierdie naweek is ons span betrokke by die Davis Cup
de World Cup of Tennis. Dit gebeur by die Central Tennis Courts hier in Olympia. Ons gaan uitsaai Saterdag en Sondag. Soos Andrew gesê ons speel teen Estland. Het ek reg gehoor? Estland. Wat Estonia is. En soos ek verstaan, soos julle met die interviews gehoor het met die waar ons met die spelers gesels het, is daar 'n speler in die Estonia span wat rank in die 200 seed of ek verstaan nie. Maar dit lyk is 'n goeie speler. Hy kom van die Australian Open nou en lank, so dit gaan tough wees. Kompetisie gaan tyd wees, maar nonetheless ons is baie excited. En ja, ons sien vooruit vir 'n besige naweek, Andrew. Sal nog iets anders wat ek gelos het. Amper vergeet. Is die kos, is die wonderwerk wat ons gedoen het. So, culture for the show. Ons het braaiboekie hier. Julle ken hoe om julle sin uit te kry, maar hierdie is vir Monique. Dalk in Suid-Afrika het jy miskien nou kan ek lekker gaan exactly, 'n Saterdag wat jy net wil ontspan, ietsie op die vuur sit, kan jy miskien 'n bietjie inspirasie kry van Patricia se resepte af. Want Ek gaan dan julle dink as ek dit maak. Asseblief. En Brian, daar's nog een extra surprise vir haar. Daar's nog een extra surprise op Goeie Kolle hierdie jaar. Ons is baie loving and giving. Om met die boek te gaan, om seker te maak Saterdag as jy braai, mos jy nie op jou wit t-shirt of op jou enige iets nie, het ons vir jou die apron daar. Thank you. To keep, to cherish. Hy gaan saam met my forever. gaan. Vat hom saam asseblief. neem vir ons 'n Neem ons 'n foto, foto as jy Goeie Kolle jou travel. eerste braai in Suid-Afrika het. Ons sal dit waardeer. Ek sal hom opsit. Lovely, lovely. Okay, Patricia, ons concoction vir vandag is So ons het vandag 'n fruit punch. Maar voor ons by die fruit punch uitkom, ons het lank gesukkel om met 'n naam op te kom vir hierdie O, yes. dish. En aangesien julle dit gemaak het, kan julle maar vir ons kykers reveal wat noem ons vandag se resepie. ja, ons wil dit simpel. Ons wil creatief geraak het en ons het vir Andrew gevra vir woorde en dit het klink soos oorlog. Goed wat gebeur, maar ons hou dit simpel. Namelijk, en ons sê dis 'n bombshell. 'n Bombshell. 'n Bombshell. Vir julle wat nie weet nie, 'n bombshell in Afrikaans is 'n wat? 'n Bomdop. Dit klink nie soos die resep. So, ons wil nie gesê bomdop. Dan verwag jy ons bomadop. So, ons wil dit maar simpel. Dis vir jou. Dankie. Okay. Brian, doen vir ons die honors. Of gee ons dit aan vir Andrew vandag? Ja, ek sê ons gee dit vir Andrew. Ek sê dit, ons sien julle volgende week. Same place, same time. Julle ken hoe Vrydag rol. Andrew het die outro. Dankie Monique. Dankie julle. Goeie Kolle. Goeie Kolle. Goeie Kolle. Hy is lig. Veilig. Oeh.